Baie welkom vandag weer by jou Lewenlig dagstukkie. Dag 263. Van lafaard tot onstuitbaar. Handelinge 4 vers 13. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Vertrou op die Gees, kyk verby jou vrees, en jy sal begin sien hoe God die onmoontlike deur jou begin doen. Van lafaard tot onstuitbaar. Kan dit dieselfde ou wees? Ek bedoel nou, Petrus. Daai selfde Petrus wat in die tuin weghardloop toe die soldate opdaag. Die een wat vir 'n diensmeisie gesê het, hy ken nie vir Jesus nie. 3 keer, met vloekwoorde ingesluit. Petrus was op daai oomblik so bang soos 'n skaap op slagdag en so deurmekaar soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie boksie. En nou ewe skielik kry ons hom op 'n ander plek en hy's glad nie meer die man wat hy voor die kruisiging was nie. Hier, net 'n paar hoofstukke later, staan hy onstuitbaar voor die Joodse raad, die Sanhedrin nogal. Nou hulle was nie 'n rugbyklub komitee nie. Dit was die godsdienstige grootkoppe wat besluit wie leef en wie nie. En Petrus sê vir hulle, sonder om enigsins te skroom, julle het Jesus gekruisig, maar God het hom opgewek. En ons kan nie stil bly oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis nou sommer so vry vertaal. So wat het intussen gebeur? 3 goed. Eenvoudig, maar lewensveranderend. Die eerste ding, hy het Jesus gesien na die opstanding. Daar's niks wat jou kop so vinnig regryk, soos iemand wat dood was en weer lewendig voor jou staan nie. Hy het besef dat Jesus die ware seun van God was en dat die hemel 'n werklikheid is waarbinne ons gaan lewe na die dood. Die opgestaane Jesus het Petrus gaan opsoek, nie met verwyte nie, maar met liefde. Petrus, het jy my lief? Het hy 3 keer gevra. Jesus het hom vergewe, herstel en laat opstaan in sy nuwe roeping onder leiding van die Heilige Gees. Die tweede ding, hy het die Heilige Gees ontvang. In Johannes 20 vers 22 lees ons, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Reeds hier het Jesus al die disippels toegerus met die gawe van die Heilige Gees. Die een wat sou kom om hulle in die waarheid te lei, die plaasvervanger wat in hulle woon, die een wat nie net soos Jesus by hulle sou wees nie, maar in hulle sou woon, net so ten volle soos wat hy in Jesus gewoon het. Skielik het Petrus nie meer vir homself en sy drome geleef nie. Hy het vir Jesus en die koninkryk van God gelewe. Nie meer selfvertroue nie, maar geesvertroue. Die derde een was, Petrus het 'n nuwe verwagting gehad. Jesus leef en as hy leef, dan is alles anders. Jy staan op teen vrees, teen kritiek, teen jou blapse en eie verlede. Jy kyk verby die aardse en sien 'n geopende hemel en jou Vader wat wag. Nie meer net mooi praatjies praat nie. Hy word die rots. Hy's onstuitbaar. Nog nie perfek nie, maar leerbaar en onkeerbaar. Wanneer jy Jesus begin sien vir wie hy regtig is en sy vergifnis aanvaar, dan verander hy jou ook in 'n onstuitbare Petrus deur wie hy die onmoontlike wil moontlik maak. God is groter as jou grootste vrees en jy is meer as 'n oorwinnaar deur sy Gees. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om weer op te staan na ons mislukkings? Wat kan ons by Petrus leer van sy kyk na Jesus voor die kruisiging en na die kruisiging? Hoe gaan jy vandag begin
om onder beheer van die Gees tot eer van God te leef. Baie dankie Jesus dat U Gees ook ten volle in my woon en dat U o Gees my ook tot dieselfde en groter dinge in staat wil stel, soos wat Jesus gesê het. Amen. Hoe sê hulle in Engels? You ain't seen nothing yet. En ek wil ook vandag vir jou sê, die oomblik as ek en jy onder beheer van die Gees begin doen wat God vir ons gee om te doen, gaan die wêreld se monde van verbasing oophang. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n lewendige dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die aangeduide nommer hier te stuur. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelige Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelige Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.